reg so. Dit is lekker om julle vanoggend hier so te sien. Ons hoop dit is vir ons elkeen ook 'n ware belewenis met die Here, 'n ontmoeting met die Here. En om ons harte reg te kry om die Here te ontmoet, sing ons eintlik lied 188. Ons roep mekaar op om te sê, kom dank nou almal God. Ons maak ons harte reg om die Here te ontmoet. Nadat ons dit gesing het, roep ons die Here aan in Psalm 121. Ons ontvang sy seën en dan sê ons ook hoe hy homself aan ons geopenbaar het deur geloofsbelijdenis. So kom ons staan, ons kan nou nie saam sing nie, ekskuus. Maar asseblief konsentreer op die woorde, kyk op die woorde. Wat sang is eintlik as 'n gemeente, is 'n saam bid. 'n Saam bid deur om ook iets self te sê. So asseblief, as ons nou na die lied luister, bid nog steeds saam met jou hart. En as jy wil, kan jy selfs neer onder jou masker, maar dat ons werklik waar ook ons harte tot die Here sal ophef. So ons staan, ons neer dan saam tot lof van die Here en dan roep ons hom aan. Ons roep die Here aan uit Psalm 121 waar ons sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar van my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het. Vir mense wat die Here so aanroep, seën hy, en hy sê, genade, barmhartigheid en vrede, van God onze Vader en ons Here Jesus Christus, met die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En terwyl ons so staan, dan sê ons ook, wie is die Here? Hoe hy homself ook geopenbaar het. En ek vra om verskoning, ek sal my rug op julle draai, ek het nou my psalm ook vergeet. Ons sê, wie die Here is, dat hy nie net 'n goddelikheid is nie, hy is die God, wat homself aan ons geopenbaar het. En ons bely dit ook in ons harte saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Terwyl ons nog so staan, sing ons lied 205, wat ons sê, bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, maar ons gee ons lof aan God, wat homself ook op 'n unieke manier openbaar het. Kom ons leer dit ook dan saam.
Ons is in 'n ontmoeting met die Here en elke dag is ons in 'n ontmoeting met die Here, is die Here saam met ons. Maar veral wanneer gelowiges by mekaar kom, wanneer ons deur die woord, onder die woord by mekaar kom, dan raak ons bewus dat die Here werklik waar hier so teenwoordig is. En dan is daar baie keer 'n gedeelte in ons gedagtes wat sê, maar hoe kan ek voor die Here staan? Hoe mag ek na die Here toe kom en hom aanroep? Is ek nie te sondig nie? Is ek nie te sleg nie? En dan lees ons nou Johannes 8. Hoe moet ons daaraan dink? Ons lees Johannes 8 van vers 7 tot 11 van hoe lyk ons voor die Here? En hier so net vir die konteks is die vrou wat betrap was met oorspel en die mense het gesê ons gaan haar nou stenig. En toe vra hulle vir Jesus, wat moet ons met haar doen? Die wet sê tog, sy moet doodgemaak word. En dan lees ons van vers 7 af. Toe hulle aanhou om hom te vra, het hy reg opgekom en vir hulle gesê, laat die een van julle wat 'n skoon gewete het, eerste 'n klip op haar gooi. Daarna het hy weer gebuk en op die grond geskryf. Toe hulle hoor wat hy sê, het hulle een vir een begin wegloop, die familiehoofde eerste. Jesus is alleen agtergelaat saam met die vrou wat daar in die middel van die kring mense. Toe het hy regop gekom en vir haar gevra, mevrou, waar is hulle? Het nie een van hulle die oordeel oor jou voltrek nie? Niemand nie, Here, sê sy. Toe sê Jesus, ek doen dit ook nie. Gaan maar en moet van nou af nie meer sonde doen nie. As gelowiges by mekaar kom ons nie omdat ons dink ons is sondeloos nie. Maar ons kom by mekaar omdat ons weet die enigste antwoord op ons sonde is by die kruis van Jesus Christus. En dan by Jesus kom ons by mekaar en ons ervaar nie oordeel nie, maar die vryspraak. En dan vat ons die oproep baie ernstig wat Christus vir ons sê om te sê, gaan en moet nie meer sonde nie. En daarom luister ons ook na die wet van die Here. As hy vir ons vra om te gaan en nie meer te sonde nie, wil ons dit ernstig opneem en werklik waar besig wees met ons nuwe lewe. En deel daarvan is om na die Here se wet te luister. Ons lees Eksodus 20 van vers 1 tot en met vers 17. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here, jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus. En daarom het die Here dit as gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slaaf en 'n bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons dit
lees, dan kan ons met vrymoedigheid na die Here toe kom en ons hele hart aanbring en sê, Here, ek wat vergifnis ontvang het. Ons kan sit en met saam neerling, nadat ons die lied geluister het en ook saam gebid het natuurlik in ons harte, dan is daar geleentheid van stil gebed, waar elkeen ook persoonlik na sy hart kyk en dit ook vir die Here gee. En na die stil gebed gaan ek julle onderbreek en dan bid ons saam as gemeente. So kom ons sit so en dan bid ons met die woorde saam. Ons God en Hemelse Vader, hoe wonderlik is dit dat ons weer op hierdie manier by mekaar kan kom. Dat ons mekaar kan sien en die oë kan kyk en ook so die teenwoordigheid ervaar. Here, ons word deur die teenwoordigheid elke dag gekonfronteer, elke dag besef ons dat U deel is van ons lewens, dat U alles sien, dat U ons tot in ons diepste gedagtes en begeertes ken.
En baie keer vrees ons so baie die klip wat gegooi gaan word, die klip van oordeel wat ons gaan vermorsel. En dan is dit wonderlik om na die kruis te kyk en te besef dat U al ons sondes vergewe het. By U is daar nie oordeel nie, maar by U is daar 'n nuwe lewe. En ons vra dat U ons sal help met die nuwe lewe, dat ons die dinge van die ou mens sal aflê, die sondige begeertes, die sondige gewoontes, en dat ons volgens U wil sal leef, volgens U wet sal leef, om U te dien met elke deel van ons lewe. Here, waar ons nou ook U woord gaan lees, waar ons die Bybel gaan lees, vra ons dat U ons sal werk, dat U werklik waar die Heilige Gees sal stuur om ons te vervul met insig en met wysheid, dat dit wat U vir ons wil sê, dat ons dit sal hoor, dat wat U vir ons wil wys, dat ons dit sal sien. Ons vra dat U dit in ons harte sal rustig maak, dat waar ons gedagtes gewoonlik 100 km/h jaag, dat dit nou sal tot rus te kom by U, en dat ons gefokus sal raak op U. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Ons lees vanoggend uit die woord van die Here uit Johannes 4. Johannes is die 4de evangelie wat ons hoor in die Bybel, wat ons lees in die Bybel. Is eintlik so wonderlik dat die Here die een boodskap op 4 maniere laat neerskryf het, sodat elke persoonlikheid iets van jouself kan raak sien in die manier hoe die evangelieskrywers dit neergeskryf het. Dat elke evangelieskrywer ook ander hoek invat. En dat hierdie goeders eintlik so mooi is om na te kyk en op te let. En vooral wat ons in die Johannes Evangelie sien, is vooral in die eerste gedeelte van die Johannes Evangelie, hoe die Jode gekonfronteer word met elke nuwe gedeelte van hulle lewe, wat met 'n nuwe inslag aan hulle gegee word, deur Jesus Christus. Ons kyk na 'n bruilof, ons kyk na 'n Joodse rabbi, ons kyk ook na die tempel en selfs na hulle vyande, hoe hierdie gedeeltes van die ou lewe eintlik 'n nuwe siening kry met Jesus Christus. Ons lees Johannes 4 van vers 1 tot en met vers 30. En ons kan nogal baie keer ook terugverwys na Nicodemus, wat ons in hoofstuk 3 kry. Nicodemus was 'n Joodse rabbi, wat na Jesus toe gekom het in die aand en vir hom gevra het, luister hier, sê my 'n bietjie wat jy weet, sodat ek van jou kennis kan bylas by my kennis. Ons gaan 'n bietjie later na al weer verwys. Ons konsentreer egter op Johannes 4. En ons lees van vers 1 af. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem het, hy Juda verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra haar, gee my 'n bietjie water om te drink. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou het toe vir hom, sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, so hy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê toe vir hom, meneer, jy het nie eens 'n skepting nie, en die put is diep,
waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob, wat hierdie put vir ons gegee het, en self saam met sy seuns en sy diere daaruit gedrink het nie. Maar Jesus antwoord haar, elkeen wat van hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die vrou het vir hom gesê, meneer, gee vir my daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry en hier hoef te kom water haal nie. Hy sê toe vir haar, gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê vir haar, dis reg wat jy nou gesê het, ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Die vrou het vir hom gesê, meneer, ek sien dat jy 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid is in Jerusalem. Jesus sê toe vir haar, glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer jy die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid. Want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in waarheid sal aanbid. Maar die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in waarheid aanbid. Die vrou het vir hom gesê, ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak. Toe sê Jesus vir haar, dit is ek wat met jou praat. Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir hom gevra, wat wil jy hê, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, kom, kyk, hier is 'n man wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mense het toe uit die dorp uit na Jesus toe begin kom. Net so vinnig, daar is alternatiewe lesing van hierdie teks wat ons gelees het. Dit gaan maar net oor 'n vertalingsverskil. In die oorspronklike taal sê dit was die 6de uur van die dag. Party mense sê dit beteken dat dit 6 uur in die middag. Ander mense sê die Jode se dag begin eintlik by 6 uur in die oggend. So in plaas van 6 uur in die aand wat Jesus en die vrou by die put is dit 12 uur die middag, 6 ure vanaf die Joodse dag begin het. En ons gaan ook met daai alternatiewe lesing gaan ons volstaan, of ons gaan dit aanvat. As ek miskien net 'n bietjie iets meer gehad het, as ek net 'n bietjie meer geld gehad het, as ek maar net ontslae kon geraak het van hierdie een verpeste werker van my, of as ek net kon ontslae raak van hierdie baas van my, dan sou my lewe beter gewees het. As ek net iets anders te gehad het, dan sou ek beter kon leef het, dan sou ek beter kon oorleef het. Mens kan jou amper indink in die vrou by die put se lewe. Mens kan indink dat dit is min of meer haar gedagtes. Ek wil net 'n bietjie iets meer hê. En soos wat ons in die gedeelte gelees het, weet ons eintlik al baie van haar. Sy het al 5 mans gehad en die een wat sy nou het is nie haar man nie. Sy gaan skep water wanneer daar niemand anders eintlik is nie. En soos wat ons lesing gevat het, eintlik in die hitte van die dag, wanneer dit nie lekker is, veral in daai gebied om te gaan water skep nie. Sy wil mense vermy, sy wil nie verder verneder word.
Sy wil nie in kontak kom met die mense wat sy voel, maar die hele tyd veroordeel nie. Nou wanneer sy by die put kom, is daar 'n man wat vir haar sê, ek het vir jou nuwe water, ek het vir jou lewende water, en dan gaan haar gedagtes natuurlik na haar eie lewe en sê, nou kan ek die put vermy. Ek hoef nie elke keer meer by die mense by mekaar te kom nie, wat my gaan veroordeel nie. Ek hoef ook nie die hitte van die dag te kom nie. En dan sê die man eintlik, nee, dit is nie iets wat jy toevoeg tot jou lewe nie. Dit is iets wat jou lewe heeltemal verander, heeltemal omdraai. Dit is iets wat jou lewe oorneem. Dit is iets wat binne jou lewe gevestig raak en jou heeltemal deurweek. Ons kyk vanoggend na hierdie hele gedeelte wat ons gelees het in Johannes. Ons sien hoe Jesus die gesprek initieer, hoe hy die vrou konfronteer, en dan hoe hy ook die vrou aktiveer. Hy initieer die gesprek by die put, hy konfronteer die vrou oor haar sondes, en dan aktiveer hy die vrou, dat hierdie vrou wat eers mense sou vermy het, gaan in die stad, en vra, is hierdie nie dalk die Christus nie? Ons kyk eers hoe Jesus die gesprek initieer. Dan is dit fantasties dat ons hierso in die Johannes Evangelie kan stilstaan en net na Jesus self gaan kyk, hoe hy geopenbaar word in hierdie gedeelte. Want ons het eintlik geskok oor Jesus se menslikheid. Hy sit by 'n put en klets met 'n vrou. Hy is moeg, hy is uitgeput, hy is dors. Hy deel eintlik die pyn van die vrou. Hy ervaar die hitte van die dag, hy ervaar die moegheid, hy is vol stof, hy is vuil, hy is moeg, hy is uitgeput. En dan is dit so vreemd dat mense vir Jesus sien, veral so in die Johannes Evangelie. Want van die begin af lê Johannes baie klem daarop dat hierdie Jesus is werklik waar God. In die begin was die woord daar, so die woord was by God en die woord was self God. Jesus is God die woord en Johannes beskryf hoe die lig na die aarde toe gekom het en die mense hom nie herken as die lig nie en mense het hom verwerp en liewers in die duisternis vasgeklou. Maar hierdie Jesus maak Johannes van die begin af duidelik, hy is heerlik, hy is ewig, hy is bo ons gedagtes, hy is nie soos ons nie. Maar keer op keer lees ons hoe Jesus soos 'n mens, 'n gewone mens sit en met mense praat, die pyne ervaar van hulle. Waar hy mense se bekommernisse op homself neem, empatie betoon, eenvoudig net die tyd vat om te praat. Dan sien ons eintlik die fantastiese teenstrydigheid en eenheid van Jesus se goddelikheid en sy menslikheid hier by die put. Die lig van die wêreld, die woord wat van die begin af daar was, sit vol stof by die put en praat met 'n vrou. Ons sien sy menslikheid, wat hy met die vrou praat, en ons sien sy goddelikheid, daarin dat hy eintlik vooraf kennis gehad het, dat hy geweet het hierdie afspraak is op pad, en dat hy ook die vergifnis aan vir haar aanbied. En ons sien dat Jesus hierdie afspraak eintlik beplan het. Hy het hierdie ontmoeting met die vrou beplan. Hy reis van Jerusalem af na Galilea toe, en Jerusalem was nou in die suide, Galilea was in die noorde, en dan mooi tussen hierdie twee, is Samaria. En Samaria is nie vir die Jode 'n aangename plek nie. Samaria was die hoofstad van Israel. As ons terugdink aan ons geskiedenis, die Ou Testamentiese geskiedenis, dan het na Salomo se dood het die twee koninkryke eintlik vir mekaar geskeur. So ons het die noordelike ryk gekry, wat eintlik baie keer Israel genoem is, en dan het ons die suidelike ryk gekry, wat eintlik Juda genoem is. En hulle het baie
keer oorlog teen mekaar gevoer. Israel was in 722 voor Christus, was hulle weggevoer in ballingskap. Hulle het eintlik nooit as 'n volk teruggekeer nie. Maar van die ou godsdienst het oorgebly, hulle het gemeng met baie ander gelowe, maar was ook besig met baie afgodsbeelde en so aan. So Israel en dan ook veral die plekke rondom Samaria was vol van hierdie afgoderry en hierdie vreemde godsdienste. En dan Juda het gedink hulle is eintlik beter as Samaria. Samaria het ook, of Israel het eintlik net die eerste 5 boeke van die Bybel gehad as Bybel het hulle gesê. Dis nou Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, terwyl Juda al die profete gehad het, al die geskiedenis, en dan ook nog die Pentateuch, wysheidsliteratuur. So hulle die hele Ou Testament gehad, Samaria het net die eerste 5 boeke gehad, en die Jode het glad nie van Samaria gehou. Daar is geskiedenis, daar is haat, daar is verskillende tipe mense. As hulle dan Galilea toe gereis het, as hulle na die noorde toe gereis het, hulle moes deur Samaria toe gaan, dan baie Jode net besluit, ons gaan net 'n ompad. Ons loop nie deur Samaria nie, ons loop al die pad om Samaria, net om hierdie aaklige mense te vermy. So wanneer ons lees in vers 4, dat Jesus moes deur Samaria gaan, hy hoef nie deur Samaria te gegaan het nie. Hy kon Samaria vermy het, soos wat baie ander Jode vermy het, veral 'n Joodse rabbi, kon hy hierdie skyn van die aarde mense vermy het. Maar Jesus moes Samaria toe gaan. Hy het 'n ontmoeting daar gehad, hy het 'n afspraak daar gehad. En dan toevallig. En dan moet ons hierdie woord toevallig natuurlijk uit die Bybelse perspektief verstaan. Niks is toevallig nie. Alles is uit die Here se hand uit. Dan sien ons die vrou wat om water skep, terwyl die disippels in dorp toe was om kos te gaan koop. Jesus is in Samaria, 'n plek waar hy nie hoef te wees nie. Die vrou is daar by die put, waar sy nie eintlik gewoonlik daar sou wees nie. So hulle altyd is in buitengewone omstandighede by dieselfde plek. En dan is dit vreemd dat Jesus eintlik die gesprek initieer, want die vrou is juist daar so om mense te vermy. Ek seker ons almal het al daai ervaring gehad waar jy of op pad is na jou kar of op pad is na 'n winkel, jy sien hierdie persoon in die hoek van jou oog en jy sê net asseblief vermy my, ek wil nie nou met jou praat nie. En dan kan ons onsself ook dink in die vrou se skoene, sy min of meer daai selfde gedagte gehad. Sy is juist by die punt in hierdie tyd om mense te vermy. Nou sit daai man daar, asseblief nie met my praat nie. Maar Jesus initieer die gesprek. En dan kan mens amper dink dit is soos by 'n stadion waar rugby gespeel word, of miskien beter as 'n verduideliking by die Europese sokkerspanne, waar twee aanhangers, die twee toeskouers haat eintlik mekaar. As jy vir Manchester United skree of as jy vir Liverpool skree, dan sou hulle liewerste vir mekaar 'n vuis gee as goeie woorde. En dit is hoe die Jood en die Samaritane was. En dan vra die Jood vir die Samaritaan, geef my ietsie om te drink. Dan kan ons indink, dis amper asof daarop by die stadion waar die toeskouers in twee aparte blokke gedeel is, sodat hulle nie mekaar bydam nie. Asof die persoon van Liverpool oor sal stap na Manchester United en sê, geef my ietsie om te drink. Dis min of meer hoe dit hierso is. Jesus steek die grens oor en hy breek eintlik die grens af. Hy initieer die gesprek. Dan, as ons dit 'n bietjie verder vat, verder in die evangelie lees of in die Bybel lees, dan is dit opmerklik dat Jesus ook spesifiek vir Samaria noem
wanneer hy die opdrag gee aan sy disippels om te gaan disippels maak. Ons ken die vers, ons lees dit in Handelinge 1, toe hulle weer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, as in die tyd dat hy die koninkryk van Israel gaan oprig. Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal die krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, dis nou die plek waar hulle gemaklik is, sowel as in die hele Judea, dis die plek waar hulle mense ken, en in Samaria, en tot die uithoeke van die wêreld. En dit sou, as dit net gegaan het oor geografiese liggings, oor dat het weier en weier sou uitsprei, dan sou dit sin gemaak het dat Jesus gepraat het van Galilea, want Galilea is 'n bietjie meer noord as Samaria. Galilea is van die plek van waaraf hy eintlik kom. Maar nie Samaria word spesifiek genoem. Maar dis die mense wat net hierso is. Die mense wat net om die draai is, wat jy wil vermy. Dis die mense wat net 'n klip gooi ver weg is, wat so maklik is om te vermy. Maar Jesus initieer die gesprek, selfs met mense wat nie die gesprek wil hê nie. Selfs die gesprek wat ons nie wou gehad het nie. As ons dink ons van waaraf ons kom, dat ons harte nie altyd lus is vir die Here nie. Dat ons gedagtes nie altyd lus is vir die Here nie. Maar Jesus initieer die gesprek ook met ons. Dan sien ons Jesus konfronteer in daardie gesprek. Die vrou word ingetrek by die gesprek, of sy dit nou gehad het of nie, en haar hele lewe word gekonfronteer. Sy wil nie heeltemal alles van haarself sê nie. Duidelik, sy het nou net hierdie mens ontmoet, en maar haar gedagtes word geprikkel deur hierdie man wat vir haar lewende water beloof. So, sy is ingetrek in die gesprek, sy is iets beloof, en dan begin sy te praat. En dan weet ons, sy was nou nie baie gewild in die dorp nie. Sy het al 5 mans gehad, en die een wat sy nou het, is nie haar eie man nie. Dan kan ons miskien aflei, sy was of 'n baie los vrou, of selfs 'n prostituut. En dan kom sy na die put toe om hierdie mense te vermy. En as sy 'n bron van lewende water, wat sy natuurlik verstaan het, seker as 'n lopende water, 'n riviertjie wat iewers hier so weggesteek is. As sy so 'n riviertjie kan kry, dan kan sy die put heeltemal vermy. Kan sy die mense heeltemal vermy. Dan hoef sy nie meer in die hitte van die dag of van die vreemde tyd te kom nie. Dan het sy ietsie anders. Ietsie wat haar lewe miskien beter kan maak. En dan sien ons baie keer dieselfde, of ons sien min of meer dieselfde gesindheid wat ons net 'n hoofstuk vroeër gehad het in Nikodemus. Nikodemus, die Joodse rabbi wat na Jesus toe kom en sê net wat jy vir my leer, dat ek net daai bietjie kan vat en by my lewe kan aanvoeg. En in al die gevalle, hierso, by die Samaritaanse vrou en by Nikodemus, sê Jesus, dit gaan nie oor dat ek net iets by jou lewe wil byvoeg nie. Dit gaan daaroor dat ek jou heeltemal wil verander. Ek wil nie net vir jou ekstra inligting gee nie, ek wil nie net jou lewe gemakliker maak nie, ek wil vir jou verander. En dan laat Jesus dit duidelik verstaan, hierdie lewende water is nie iets wat hy byvoeg nie, dit is iets wat jy word. Elkeen wat hierdie water drink sal weer dors kry, maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nie die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee. Die water is nie iets wat ekstern van jou is nie. Dit is nie iets waartoe jy moet elke keer gaan soek nie. Dit is iets wat Jesus vir jou is. Dit is iets wat jy ook word as Jesus in jou lewe. As die Heilige Gees in jou is, dan is dit iets wat daar is.
Jy hoef nie na vreemde plekke toe te gaan nie, jy hoef nie vreemde rituele te doen nie. Die Here is in jou, die Here is by jou. En dan konfronteer Jesus haar met hierdie waarheid. Ek gee vir jou die fontein van lewende water wat in jou sal opbol. En dan verdwyn haar sondes eintlik weg. Sy 5 maande gehad en die man wat sy nou het is nie haar eie nie. Sy is 'n losvrou. Maar sondes is eintlik die ding wat haar mense laat vermy. Sy wil nie voor mense verskyn nie, sy wil nie saam met almal by die put wees nie, want voel sy hulle oë op haar. En sy voel die oordeel. Sy wil nie herinner daaraan word dat sy 'n sondige mens is nie. Maar nou wanneer sy vir Jesus Christus konfronteer, of wanneer Jesus Christus haar konfronteer, en haar sondes eintlik so voor haar uitsit en sê, dit is wat ek van jou weet. Skielik dan begin sy met hom praat oor geestelike dinge, en oor gebed en so voorts. Wanneer die sondes op die tafel gelê word en oopgemaak word, dan sal nie meer 'n rede wat ons van mekaar af moet weggehou word nie. En Jesus Christus het haar sonde so vir hom uitgelê en sê, ek ken dit. En dan, soos wat hierdie gesprek aangaan, dan weet ons, die manier hoe Jesus het vir haar gesê, sy lyfstaal, dit wat hy gekommunikeer het, was nie oordeel nie, maar empatie, liefde. Hulle kon prompt uit oor haar sondes praat, en sy het nie weggehol nie. Sy het hom nie probeer vermy nie. Natuurlik 'n voorbeeld vir alle gelowiges, en iets waarmee ons baie sukkel, is om oor sonde te praat, sonder dat dit 'n oordelende, 'n veroordelende gesprek is, in plaas van om te sê, hier is die sondes voor ons. En Jesus Christus is dit vergewe. Hoe kan ons van hier af verder gaan en vir hom lewe? As Jesus Christus die sondes opnoem, as hy hulle oopmaak, is die sonde se krag weggevat. Dan gaan hy ook verder om te verwys na haar geloofslewe. Te sê, julle weet nie wat julle aanbid nie. Dit gaan ook maar oor, hulle het nie die 5 boeke van die eerste 5 boeke gehad van die Ou Testament, en hulle het nie die profete gehad, en die wysheidsliteratuur gehad. Dan sê, Jesus is baie pertinent, ons sal aanbid uit die waarheid en uit die gees. Die gees is dit wat Jesus vir jou gee, maar die waarheid het jy nog steeds nodig, dit wat Jesus Christus is, en ons het gelukkig, het die Here dit vir ons gegee in die vorm van die Bybel. Uit die waarheid kan ons lewe. Die Bybel wat vir ons die riglyne gee vir ons lewe. En uit die Gees, die Here wat self ook in ons is. Jesus initieer die gesprek, trek die vrou in, en hy konfronteer haar sondes, vat die sonde se krag weg, en hy gee vir haar 'n beter manier om te lewe, deur die Gees en deur die waarheid. En dan sien ons, dan word die vrou geaktiveer. Sy gaan in na Sigar toe, sy gaan in na die dorp toe, en die mense wat sy vermy het, die mense wat sy ten alle koste vermy het, wat sy gedink het haar geoordeel. Sy gaan na hierdie mense toe en sê, kom kyk, ek nooi julle uit, kom kyk, hier is 'n man wat vir my alles vertel het wat met my al gebeur het. Is hy nie dalk die Christus nie? En dan, in hierdie hoofstuk, nie eers 'n hoofstuk se tyd, in hierdie halwe hoofstuk se tyd, kry ons 'n vrou wat mense ten alle koste vermy het, wat gedraai word na iemand wat die evangelie uitleef. Iemand wat mense aangryp en sê, kom
kyk, kom na die Christus toe. En dan gaan ons eintlik net 'n hoofstuk terug, en ons gaan kyk ook na Nicodemus toe. Presies dieselfde geval, net 'n hele ander mens. Nicodemus was teen 'n ouerige man, die Joodse rabbi, gesiene man, belangrik. En hierdie vrou is eintlik die skyn van die aarde, as ons nou in hulle konteks kyk. Nou word presies dieselfde met hulle gedoen. Nicodemus kom na Jesus toe en sê, gee net vir my ietsie ekstra, om my lewe te verbeter. En Jesus sê, nee, ek wil jou verander. Vrou kom na Jesus toe en sê, gee net vir my ietsie ekstra. Nee, ek gaan jou lewe verander. Die vrou se lewe word dadelik verander. Nicodemus, wat 'n rukkie langer. Ons sien Nicodemus is deel van die Joodse raad, en wanneer die Joodse raad beplan om vir Jesus dood te maak, sê hy vir hulle, maar luister hier, is dit nie ons eie wet om eers iemand te verhoor voordat ons hulle doodmaak nie. Dan sien ons Nicodemus raak 'n bietjie geaktiveer. Hy is nog nie uitgesproke nie, hy is nog steeds bang vir die Joodse raad. En dan heel aan die einde van die Johannes Evangelie, wanneer Jesus gekruisig word en al sy disippels spat uit mekaar uit, dan kom Nicodemus, en hy is ook die ou wat die graf koop. Hy is die een wat seker maak dat Jesus 'n lêplek het. Ook Josef van Arimatea, tussen hom en Nicodemus sorg hulle dat Jesus Christus 'n graf het. Iets wat Nicodemus nie kon wegsteek nie, hy lewe nou vir die Here Jesus Christus. Samaritaanse vrou is iets wat ons elkeen al seker ervaar het. Ons wat mense wil vermy. Ons wat partykeer veroordeel voel oor ons sondes. Dit is hoekom ons vir Jesus Christus so bitter baie nodig het. Hy wat ons nuut maak, hy wat vir ons die Heilige Gees in ons gee, sodat ons altyd lewende water het, sodat ons vanuit daardie verhouding met Jesus Christus kan loop en ander mense kan intrek. Ons het vanoggend die preek begin deur om te sê, as ek net bietjie iets meer gehad het, as ek net ietsie ekstra gehad het, dan sou my lewe makliker gewees het, dan sou ek maklik oorleef het. Jesus gee nie vir ons net ietsie ekstra bietjie meer nie, hy verander ons, sodat ons nie net kan oorleef nie, maar ten volle kan leef in sy naam. Amen. Kom sluit jou aan. Ons God en Hemelse Vader, U is almagtig, U is wys en regverdig. U is die bron van alle goed. Ook al voel ons dan so baie keer asof ons nie genoeg is nie, asof ons sondes te groot is, asof ons net ietsie meer nodig het, net ietsie ekstra om ons te laat oorleef. Dankie dat U ons vandag ook weer gekonfronteer het met Jesus Christus. Dat U ons gewys het na die lewende water wat Jesus vir ons beloof het. En ons vra dat ons dit sal aangryp. Dat ons daaruit sal lewe. Dat ons sondes nie meer 'n rede sal wees om ons weg te hou van U nie, maar juist om ons nader te bring. Ons vra dat U ons sal aktiveer, dat ons vir U sal lewe, dat ons U gebooie op ons hart sal dra, dat ons medemens op ons hart sal dra, dat ons
vir mense sal sê, kom kyk, is hierdie nie miskien die Christus nie, is hierdie nie miskien juist die persoon wat julle nodig het nie. Ons bid dat Jesus Christus werklik waar 'n realiteit sal wees in ons dorp, in ons plek, in die gemeente se lewe. Ons vra dat die mense wat ook nou onder moeilike tye gaan, wat swaar tye beleef, dat hulle ook die teenwoordigheid sal ervaar. Ons bid dat U by Elma Kloesit sal wees, met Jacqueline en ook met Lulu van der Merwe, daar waar hulle mediese probleme beleef, dat U werklik waar by hulle sal wees, hulle sal ophef, hulle sal versterk. Ons bid alles in Jesus Christus se naam. Amen. Adonai.
ontvang die seën van die Here en gaan leef. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.